liefdesoffer. 2 Korintiërs 9 vers 5 sê, daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle te gaan en die dankoffer wat julle vroeër beloof het in orde te kry, sodat dit gereed sal wees as 'n werklike dankoffer en nie as iets wat afgedwing is nie. Die Joodse offerstelsel is in die kruis van Jesus vervul en afgeskaf. Watter waarde kan die offer van 'n bok of lam immers inhou nadat die Seun van God geoffer is? Toe die tempel in 70 na Christus vernietig is, was dit in elk geval onmoontlik om verdere offers te bring tot vandag toe. Die konsep van 'n dankoffer het egter in die kerk behoue gebly. Hier sien ons hoe Paulus die fondsinsameling vir arm Christene in Jerusalem as 'n dankoffer beskou. Hy vra van die gelowiges 'n ekstra vrywillige bydrae apart van hulle ondersteuning aan die gemeente. Hy beklemtoon dit nie as 'n plig nie, maar 'n liefdesdiens. Hy moedig hulle aan om blymoedig te gee, ruimhartig, oorvloedig. Hy sê hulle offer sal tot groot lof en seën lei. Paulus beklemtoon dus hoe hulle moet gee. Dis natuurlik hoe ons dankoffer ook moet lyk, vrywillig, blymoedig, ruimhartig. Kom ons bid saam. Vader, 'n dankoffer gaan nie oor die bedrag nie, maar die gesindheid. Help my om graag te gee uit liefde, as danksegging, as 'n geleentheid om te seën. So 'n offer sal my ook seën. Amen. Die Here seën jou.